Daar kom tye wanneer jy nie wonder of God kan help nie, jy wonder of hy wil help. Jy bid oor jou gesondheid, oor geld, oor jou kind, oor 'n verhouding wat breek, maar niks verander nie. Die water styg en Jesus bly stil en dan kom die vraag, maar Here, sien U nie, gee U dan nie om nie? Dit is die vraag wat die disippels vir Jesus gevra het in 'n sinkende skuit. Goeienaand, dit is 'n voorreg om vanaand weer saam met jou die Bybel te kan oopmaak vir ons aandgodsdiens. Ons gaan lees verder uit die Evangelie volgens Markus en jy kan jou Bybel oopmaak by Markus 4. Ons lees vanaf vers 33 tot en met vers 41. Vers 33 en vers 34 is eintlik die afsluiting van die paar gelykenisse wat ons die afgelope aande gelees het. En dan gaan ons vanaand stil staan by die betekenis van vers 35 tot 41, waar Jesus die stormsee stil maak. Maar kom ons lees dan uit Markus 4 vanaf vers 33. Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat vir sover hulle dit kon verstaan. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Laat daardie middag sê Jesus toe vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee U nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ons lees net tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die disippels is nie in hierdie storm omdat hulle van Jesus weggedraai het nie. Hulle is juis daar omdat hulle hom gehoorsaam het. Hy het vir hulle gesê, kom ons vaar na die oorkant toe. En toe kom die storm. Hier sien ons, as jy Jesus volg, as jy hom gehoorsaam, is dit nie altyd 'n waarborg dat jou lewe sonder probleme sal wees nie. Hierdie manne op die skuit saam met Jesus is ervare vissermanne, hulle is volgelinge van Jesus ook. Maar hulle word paniekerig en hulle vrees vir hulle lewe. Hulle dink die einde is naby. En Jesus, waar is hy? Hy lê in die agtersteewe van die skuit op die bank en slaap, vertel die evangelieskrywer. Hulle maak hom wakker. Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Hulle vra nie net om hulp nie, hulle bevraagteken sy hart. Want hulle het mos nou al gesien waartoe is hy in staat. Maar dit lyk nie of hy omgee nie. Hy lê rustig en slaap. Hulle bevraagteken sy hart. Dit is wat vrees doen in jou lewe. Jy kyk na jou omstandighede en dan besluit jy hoe en waar God daarin staan, wat hy vir jou voel. Die skrywer van hierdie verhaal vertel, Jesus staan toe op en hy sê vir die see, hou op, bedaar, en dadelik kom daar 'n groot stilte. Nou uit die Ou Testament weet ons, en hierdie manne wat ook die skrifte van die Ou Testament geken het dit ook geweet. Dit is God, net God, wat so oor die see kan heers. Net hy kan perke aan die wind en die see stel. En wat doen Jesus hier? Hy maak met enkele woorde die wind en die see stil. Hy roep nie iemand anders se hulp in nie. Hy praat net, hy spreek net.
en die wind en die see gehoorsaam hom. As hulle dan tot nou toe nog gedink het, dat hy net 'n wonderdoener is, maak hy vir hulle hier duidelik, hy, die moe Jesus wat hier by hulle in die skuit gelê en slaap het, hy is God, hy is ook Here oor die hele skepping. Dan vra Jesus vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Nou geloof, moet ons weet, beteken nie dat jy nooit bang sal word nie. Dis menslik om bang te word voor 'n storm. Dit is menslik om bang en benoud te word voor 'n groot uitdaging, voor 'n gevaar, voor 'n operasie, voor iets wat jou bedreig. Geloof beteken egter dat die Jesus wat hier by jou staan, vir jou groter is, belangriker is, swaarder weeg, sterker is as die storm en die gevaar wat jy daar voor jou sien. Maar hoe kan ons dan weet dat die Jesus wat by ons op die lewenspad staan, werklik vir ons omgee? Soos hierdie manne weet ons waartoe is hy in staat, maar hoe weet ons dat hy werklik vir ons omgee? Dat hy vir ons omgee is wat die hele evangelie vir ons vertel. Die hele evangelie wil vir ons sê, kyk net na die kruis. Die Here van die wind en die see gee soveel vir jou om, dat hy sy lewe aan die kruis vir jou gegee het. Hy het sy lewe gegee en hy het opgestaan uit die dood vir jou. Dit sê, hy gee werklik om. Ja, miskien verander dit nie vanaand al jou omstandighede nie, maar een ding kan jy weet, Jesus verander ook nie. Hy bly die God wat oor die wind en die see en oor elke storm in jou lewe heers. Bring daarom jou nood na hom toe. Bring jou sonde na hom toe. Bring jou hele lewe na hom toe. Vertrou hom nog voordat die water stil geword het. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons bely dat ons maklik na die golwe en die storms in ons lewe kyk, en dat ons dan begin twyfel aan u sorg, dat ons begin twyfel dat u werklik vir ons omgee. Ons bid dat u tog ons ongeloof en ons klein geloof sal vergewe. Dankie Here Jesus Christus dat u ons verlosser en ons Here is, en dat ons u liefde en u omgee duidelik kan sien aan die kruis op Golgotha. Leer ons tog om aan u woord vas te hou wanneer ons nie verstaan wat u besig is om in ons lewe te doen nie. Here, ons bid dat u vanaand sal wees naby aan elke mens wat bang is of moedeloos is of onseker is. Ons bid dat u ons sal gee wat ons nodig het. Ons bid dat u sal voorsien in ons behoeftes as ons behoeftig is. Dat u genesing sal gee wanneer ons siek is. Dat u ons sal vertroos wanneer ons hartseer is. Ons bid, Here, dat u rus en vrede sal bring wanneer ons harte vol onrus en bekommernis is. Moet nogtans nie doen soos ons wil nie, maar soos u wil. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.